Ek kom uit 'n huis uit 'n ma en 'n pa wat dinge bedink het. En baie keer as jy nog gekom het met iets by mamma wat jy nou mee sukkel, dan sal een van die sinne wat my mamma vir jou sê, sal wees, ponder upon it, my child. En ek is vreeslik lief vir ponder. Jy bedink en jy bedink en jy bedink daai ding so liggies. Dis nie 'n ding wat jou ry nie. Dis iets wat jou fascineer, wat jou gedagtes laat borrel so champagne in 'n glas, want jy wonder en jy dink. En die ding waaroor ek so lank geponder het, kom toe nou by my op so 'n manier af. Ek en oom Johannes het destyds bitterlik graag Groot Mariko toe gery. O, ons het dierbare vriende daar. Egbert en Santa van Bart. Dan ons nou gesels, die geselssak losgeknoop. Ons het lank reg gemaak om hier op te ry. En die avontuur en die opgewondenheid van ons gaan ons dierbare vriende sit, weer sien, wat jou gedagtes so lekker aan die gang kan sit. En vir ons mense wat nou uit die Kaapkolonie uitkom, wat nou dis kan die Oranje rivier bly, is dit 'n groot ding. En oom het my daarvan geleer om daai riviere oor te steek. So ons het dan nog gewoonlik ry ons uit van Beaufort af, dan ry ons tot op Warrenton. Daar waar dan het ons nou eers klaar die Oranje rivier nou oorgesteek, dan slaap ons nou daai aand aan die walle van die Vaal. Dat mens nou nie twee groot riviere oorsteek nie. En van Warrenton af gaan ons nou daar deur Groot Mariko toe. En ons begin daar op die stoep sit en ons raak aan 'n tee drinke en ons gee vir mekaar lekker gedagtes om te dink. En Egbert van Bart vra vir ons wat daar om die tafel sit. Hoeveel keer het jy al asem gehaal? Julle, nou raak ek aan het somme maak. En dit is nie my sterkpunt nie. Ek tel nog op my vingers. Ek kan nie, ek is nie 'n somme mens nie, ek is 'n ander mens. Nou dink ek, en hy sê, ek gaan nie nou vir julle sê nie, ons het 'n tydjie wat ons kuier, julle moet dit uitwerk en daaroor dink. Nou dink ek, okay, een dag het 24 ure, nou probeer ek uitwerk hoeveel keer in 'n minuut haal ek asem. En van 'n minuut af kan ek nou, jong, maar my kop werk, ek kan eintlik sien die fireworks en die klappers en die dinge gaan af soos ek het nou wil uitwerk en daar praat ek en die oom weer, dan werk hy dit weer so uit en dit maak my so lekker lig, want jy dink aan jou kop, jy dink aan iets in jou kop wat jou opgewonde maak, want jy wonder wat is die antwoord. En hier so, wanneer was dit? Seker so 2-3 dae voor ons reis, sê Egbert, right, dis nou die tyd. Ek gaan nou vir julle die antwoord gee. Nou maak ons boekies oop. Die een het so gesê, en die een het so opgetel, en die een, Egbert sê, sit neer als, knip toe, kan julle nou sê. Nou sit ons maar net, moet sy ore, net sulke lang ore, ons wil hoor wat sê hy. En op sy kenmerkende stil manier sê hy, een keer. Nou dink ek, nee man, maak hy nou 'n simpel grap met ons. Wil jy nou vir my sê, ek het nou heel 'n week en 'n half oor die nonsens gedink, en ek is toe ook so maar so, en hy begin dit toe in ons verduidelik. Wie jy, en daai vraag het vir my die mooiste antwoord. Ons weet mos nou, ons moenie in gister lewe, of in die toekoms lewe nie. Ons weet mos nou, ons moet in die nou leef. Indagtig lewe. Jy kan nie eers van vanmiddag 3 uur praat nie, as dit nou vanoggend 10 uur is nie, want jy's nog nie daar nie. En daai ding wat ons menskop so mee sukkel, is om in die moment te bly. Indagtig. En elke asemhaling wat jy neem, is een keer. En oor 'n rukkie kry ek nog 'n geleentheid.
om weer vir een keer asem te haal. Dink daaraan. Soos die horlosie sit, wys dit tik, jy hoor hom. Dink aan jou asem. Vat daai asem teug in jou longe in. Elke keer vir die eerste keer dat jy in die hier en in die nou